Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is besig met luister en praat en hierdie les gaan oor die bydra wat musiek kan lewer om jou woordeskat en jou verstaan van Afrikaans uit te brei. Ons gaan gesels oor liedjies. En as ek dink aan die impak wat liedere kan hê, dan kan ek nie anders as om te dink aan die storie van Refentse Morake nie. Hy is so 'n merkwaardige kunstenaar. Ek was al bevoorreg om van sy konserte by te woon. En wat my vreeslik opval van hom, is die perfekte Afrikaans wat hy praat. Hy praat die mooiste Afrikaans, suiwer, sonder anglisismes, en hy is regtig 'n voorbeeld om na te volg. Nou, hy is gebore in 1997 en hy het in 'n vereniging groot geword. Hy was in die skool waar hy Afrikaans moes neem. Dit was sy eerste addisionele taal. Sy ouers kon hom nie help nie, want hulle het nie Afrikaans gepraat nie. Maar sy ouers het geweet dat musiek 'n invloed kan hê. En hulle het begin om vir hom goeie Afrikaanse musiek, CD's in daai tyd, te koop. En hy het begin luister na Afrikaanse musiek, goeie Afrikaanse musiek. In 2015 was hy, dink ek, 'n matriekleerder. En hy het op daai stadium, hy het homself leer gitaar speel, en hy het van hierdie Afrikaanse liedere wat hy begin luister het hy begin sing. En daar was 'n tannie wat verbygeloop het, waar hy op die stoep of op die muurtjie gesit het met sy gitaar en Afrikaanse liedere gesing het. En sy het vir hom gevra of sy hom kan afneem met haar selfoon. En hy sê ja, en sy sit dit toe op haar Facebook bladsy. En dit het soos 'n veldbrand versprei. En soos ek daar sê, die res is geskiedenis. Refentse is vandag 'n kunstenaar in eie reg, en hy maak die mooiste musiek. So, ek wil julle aanmoedig, nommer 1, om na Refentse se musiek te luister, omdat hy sulke goeie Afrikaans praat. Ek wil julle ook aanmoedig om te luister na die musiek waarna hy geluister het. Nou, hy het hierdie kunstenaars, het sy ouers baie CD's van gekoop, omdat hierdie kunstenaars dit reg kry om baie goeie Afrikaanse lirieke te skryf. Goeie woordeskat, goeie sinstrukture. Hulle eerbiedig die dubbel nie in Afrikaans. Hy is nie 'n plaasseun nie. En ek wil julle aanmoedig, ongelukkig met die platform waarmee ons werk, kan ek nie vir julle musiek speel nie. Ek sou verskriklik graag wou. Maar met al die regsimplikasies en tantiemes en al daai goed, kan ek dit nie doen nie. So ek vra jou baie mooi, soek musiek van hierdie mense en luister daarna. Jy hoef nie daarvan te hou soos Refentse nie. Al wat jy moet doen is luister na die taal. Luister na die vloei van die taal. Probeer luister na die stories wat hulle vertel. Daar is juwele in hierdie mense se arsenaal. En dan is daar natuurlik baie ander orkeste, orkes so Spoegwolf, jy was fantasties, Karen Zoid is een van my absolute gunstelinge, Coke van Coke Kartel, die Polisiekar ouens, Radio Kalahari Orkes, daar is eindelose moontlikhede. Koert Darren, as dit is die ou van wie jy hou, Robbie Wessels,
Daar is eindelose moontlikhede, maar ek wil julle aanmoedig om daarna te luister. Hoekom is dit nodig? Hoekom is dit nodig? Weet jy, niemand kan die werk doen wat jy moet doen om hierdie Afrikaanse taal deur te kom aan die einde van matriek nie. En ek het nou al so baie gepraat oor woordeskat. Liedere help ons om woordeskat te kry, wat ons nie op 'n ander manier sou kry nie. Jy luister, jy kry woorde, jy hoor hoe werk sinne, en jy verstaan iets van die vloei van die taal. Jy raak gewoond aan, waar pas die werkwoord in? Waar sit ek my tydsverwysing in? En ek wil julle uitnooi om in die taal te dans. Hier's een persoon wat ek hier wil byvoeg, en dit is Amanda Strydom. Ek het haar vergeet. Sy is ook 'n wonderlike sanger en 'n woordkunstenaar. Al hierdie mense. So, as dit vir jou belangrik is om jou woordeskat uit te brei, dis 'n manier waarop jy daaraan kan werk sonder dat dit vir jou vreeslike inspanning is. As jy lief is vir musiek, gebruik dit. Gaan op Spotify, soek die Afrikaanse kunstenaars en luister na hulle musiek. Dit sal vir jou 'n groot plesierigheid tot gevolg hê. Baie dankie. Tot volgende keer.